Hierdie bouvallige huis in Malherbestraat, Capital Park, was eens die weelderige tuiste van 'n man wie se naam nog by duisende Suid-Afrikaners spook. Jy moet fyn kyk vir leidrade wat die raaisel kan begin ontsluit, soos hierdie woorde gekrap op die hek. Don't you think Gert has dead children here? Maar die verhaal van Gert van Rooyen is een wat bewys dat die waarheid nie altyd ten volle onthul word nie. De Wet Potgieter, 'n joernalis wat destyds oor die saak berig het, sê dit sal hom altyd bybly. Die hartseerste van die hele ding is, wat my vrese was, omdat die meisiekinders is nooit gekry nie, en niemand weet wat van hulle geword nie. My grootste vrees was, en as die bewyse daarvoor nie, is dat hulle iewers toegesluit was, toe Gert pedofiel en Joey Harof dood is daar by Laagwaterbruggie, en dat hulle van honger en dors doodgegaan het. Dis my griesaamste, vreeslikste wat ek gehad het, oor die hele aangeleentheid, en ek dink nog baie daaraan. Die pedofiel Gert van Rooyen het op 15 Januarie 1990 sy houvrou Joey Harof by 'n Laagwaterbruggie naby hierdie huis geskiet en daarna ook homself. Die koel het gekom voordat die polisie hom oor die verdwyning van 6 jong meisies tussen 1988 en 1990 kon ondervra. Vandag, 25 jaar later, leef die vraag voort. Van Rooyen het in 1980 2 meisies van 10 en 12 ontvoer en onsedelik aangerand. Hy is 4 jaar tronkstraf opgelê. Die destydse landros, Aubrey Bouwer, onthou dat Van Rooyen die meisies erg verinneweer het. Hy het ook in sy uitspraak gesê dat Van Rooyen 'n psigopaat met ernstige persoonlikheidsafwykings is. Fiona Harvey, Joan Horn, Udette Boucher, Annemarie Wapenaar en Jolanda Wessel se verdwynings is almal met Van Rooyen en Harof verbind. Dit is egter onseker of iets met Tracy Lee Scott Crosley se verdwyning te doen gehad het. Die meisies se lyke is nooit gevind nie. By hierdie huis is daar in 1990 intensief vir geheime gemyn. Die polisie het die matte gelig, betonblokke opgekap en die visdamme uitgegrawe. Boucher se geel lapelwapen wat sy as klaskaptein gedra het, is onder meer in die huis gevind. Die name, adresse en telefoonnommers van Udette en Anne-Marie se maas is op 'n koevert onder 'n mat in die huis gevind. Later is ook klere en spierverslappers op 'n nabygeleë vullishoop gekry. Die huis is 6 jaar later gesloop. Die saak het op 11 Januarie 1990 aan die lig gekom na die 16-jarige Joan Boysen uit die pedofielse kloue ontsnap het. Boysen het destyds vertel van die man met die klein bose oogies wat lelike goed aan haar gedoen het. Baie gerugte het later die rondes gedoen. Van Rooyen se seun Flippy, wat skuldig bevind is aan die moord op 'n 15-jarige Zimbabwese meisie, het onder meer beweer dat 3 NP-ministers saam met sy pa by 'n kindersmokkelring betrokke was. Die polisie het in 1993 briewe gekry wat vermoedelik deur Annemarie Wapenaar geskryf is in die gebou van die Fabric Library in Midrand, wat moontlik daarop dui dat sy langer as haar ontvoerders geleef het. 'n Suid-Afrikaanse sakeman het 3 van die meisies glo later daardie selfde jaar in Lusaka gesien. Kaptein Karel Cornelius, een van die destydse ondersoekbeamptes, sê hy het in die ouers se verlies gedeel. As ek terugdink, is dit wat my die meeste bybly, sê Cornelius. Ek was baie nou betrokke by elke ouer en het gedeel in hul verlies en leedwese. Ek het snags saam met hulle rondgery om inligting op te volg en te soek na hul kinders. Hul desperate hoop om hul kinders lewend te vind, sal ek nooit vergeet nie.